Goeiedag en baie welkom by die eerste van 3 aanlyn boodskappe vir Groot Lydensweek. Hierdie week is ons besig om opnuut te kyk na hoe lyk Jesus vir ons? Wat is ons prentjie van Jesus? En ons doen dit aan die hand van 'n boek wat Pierre Du Plessis geskryf het genaamd Jesus ryk na mirre en stof. Ons het al reeds gister afgeskop met 'n inleiding en 'n bietjie rondgespeel en gekyk na die idee van Jesus wat na vis kon ryk. Vandag se boodskap gaan oor Jesus ryk na stof en sweet. Nou wil ek sommer by jou hoor, die reuk van stof en sweet. Waaraan laat dit jou dink? Die reuk van stof en sweet laat vir my dink aan die vele kere wat ek al die Oranje rivier geroei het. En wanneer jy die Oranje rivier roei en jy slaap vir 3 nagte langs die rivier, dan hier aan die einde van die roei dan voel jy hoe daai stof van die namib aan jou vas kleef. En 3 dae se nie regtig stort of bad nie, sommer nie rivier afspoel, kleef aan jou vas. Die Bybel, wat meestal in die ou nabye ooste afspeel, het gebeur in die middel van, ek wil amper sê, 'n woestynarea. Iemand skryf en sê, die Bybel is eintlik 'n stowwerige storie. Nie dat hulle daarmee wil afbreek maak aan die waarde van die Bybel nie. Maar in die Bybel lees ons hoe mense gedurig aan die beweeg is. Ons lees hoe Jesus deur sy loop mense beïnvloed. Gaan blaai gerus deur die evangelies en sien hoe Jesus keer op keer met mense kontak het terwyl hulle aan die beweeg is. Ek dink sommer dadelik aan Jesus wat byvoorbeeld met Saggeus 'n interaksie gehad het. Of die Emmausgangers waarvan ons later lees. Maar vir hierdie boodskap staan ons stil by Lukas 10. Ons gaan net 'n paar verse daaruit lees, maar jy mag die video hierso pause en die hele hoofstuk lees. Lukas 10 vers 1 sê, daarna het die Here 72 ander aangewys en hulle 2 voor hom uitgestuur na elke dorp en plek waarin hy van plan was om te gaan. Hy het vir hulle gesê, die oes is groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Gaan nou, maar onthou, ek stuur julle soos lammers tussen wolwe in. In vers 9 lees ons, maak dan die siekes daar gesond en sê vir mense, vir julle is die koninkryk van God baie naby. Maar as julle in 'n dorp kom en hulle ontvang julle nie, gaan dan uit die strate uit en sê, selfs julle dorp se stof wat aan ons voete sit, vee ons af as aanklag teen julle. Maar dit moet julle weet, die koninkryk van God is naby. Die teks bly altyd vir my so spesiaal, want ons lees in vers 1 dat dit die Here is wat hier aksie neem. Dis die Here wat hulle aanwys. Hulle wys nie hulle self aan nie. Hulle het nie gekwalifiseer vir hierdie nie. Die Here sê, ek stuur julle. Ek gee vir julle hierdie taak. En dit is so mooi dat die Here ook sê, ek stuur julle nie alleen nie. Ek stuur iemand saam met julle. Julle gaan dit 2 aanpak. Julle gaan saam hier beweeg. Ek is by julle, maar ek gee ook vir julle medewerkers, medestappers, medemense wat ook bereid is om in die stof en die sweet vir die evangelie te werk. Medemense wat ook bereid is om hulle voete en hulle hande vuil te maak vir God. Iemand vertel vir my nou die dag die volgende verhaal wat mense as ouer beleef. Hulle sê vir die eerste paar maande van jou kind se lewe, sê jy heeltyd vir jou kind, kom praat bietjie, sê papa, sê mamma. En dan later hier so na 9 maande tot 'n jaar toe, sê vir jou kind, kom begin kruip, of loop, staan regop, loop bietjie, stap vorentoe. En dan later, as jou kind ouer as 1 is, sê jy eintlik vir die res van jou lewe vir jou kind, sit stil en bly stil.
Die Bybel egter is nie 'n verhaal waar mense gereeld stil sit nie, en ook nie baie stil bly nie. Ons lees keer op keer hoe Jesus aan die beweeg is, en eintlik hoe hy vir 3 jaar lank in sy publieke bediening gereeld in mense se lewens inloop, en hoe Jesus deur sy loop en saam met hulle beweeg, hoe hy hulle lewens verander. Ek wonder sommer, as jy sou dink in jou eie geloof, sou jy sê jy het 'n statiese of 'n bewegende geloof? Behels jou geloof meer uit sit of meer uit doen? Is jy besig om in die stof en deur sweet vir God, deur jou menswees, 'n verskil te maak? Ek en jy glo in 'n bewegende God. Hy stuur sy seun, en Jesus stuur sy gees, en die gees stuur ons. Jesus loop mense raak. Jesus sien mense raak. Stof en sweet het daarmee te doen dat God heeltyd beweeg. En ek en jy is gekies, is 'n ongelooflike voorreg, as deel van hierdie 72 om uit te gaan. En dit gaan harde werk wees, soos vers 2 sê. Dit gaan gevaarlik wees, soos vers 3 sê. Dis nie so gerieflik soos wat ons wil hê nie, vers 4 tot 8. En ons gaan heel waarskynlik vervolg word, vers 6, 10, vers 10 of vers 11. Maar ons geloof kan nie gebeur sonder beweging nie. Die Here roep vir my en vir jou om ook hande en voete vuil te maak. Want daar in die huise en in die harte waarin ons loop, daar kan ons ook mense groet en sê, die Here is naby. Dankie dat jy vanoggend of vandag saam geluister het na hierdie boodskap. En ek wil jou uitnooi, wanneer jy vandag iemand groet, om vir hulle te sê, soos wat die teks vir ons help, met die woorde, vrede vir jou, want die koninkryk van God is naby. Mag ek en jy in ons lewe vir mense gaan besoek, soos wat God wil hê, hulle besoek moet word. Amen.